Welkom by hierdie voorlesing van Sterre is vir altyd, die eerste in die reeks oor die Barnard meisies. Geskryf en voorgeles deur Sofia Kap, uitgegee deur Boekdiva Uitgewers. Hoofstuk 21. Max bring die groot vuurtrek in die binnehof tot stilstand, skakel die engine af en loer met 'n kennersoog deur die vooruit na die verste hang. Die mis is besig om te lig. So hier en daar is daar al blou lig, en so oor 'n halfuur na 'n uur gaan die hele vallei oopgetrek wees. Net gou eet, dan wil hy vir Janie sy plaas gaan wys. Sy hande verstyf om die stuurwiel. Hy wil vir Janie hulle plaas gaan wys. As hy enige voorbehoude gehad het oor hulle toekoms saam, is dit gisteraand uit die weg geruim. Dis wat hy gesoek het, en dis wat hy van haar nodig gehad het. Sy het gesien wat sy ma so dapper probeer wegsteek het al die jare. Die seer en die vernedering van 'n man wat haar die sterre beloof het, en toe besluit het sy is nie die moeite of die prys werd nie. Sy het dit nooit gesê nie, maar dit was altyd daar. Die onderliggende wete dat sy verwerp is, omdat sy nie Frans was nie, omdat sy nie ryk of gesofistikeerd genoeg was nie, omdat sy nie wit genoeg was nie. Janie het gisteraand niks daaroor gesê nie, maar haar begrip en deernis vir sy ma was byna tasbaar. Hy was reg, dink hy, amper jubelend. Hy het vermoed sy gaan verstaan en hy was reg. Dis hoekom hy haar hierheen gebring het, sodat sy hom kon laat weet wat sy van Rose dink. En sy het, sonder vuurwerk of fanfare, sonder woorde of trane, weet hy dat daar gisteraand 'n band ontstaan het tussen die twee vroue in hierdie lewe vir wie hy die liefste is. Die hele dag daarna was magies. Die stap oor die werf, deur die stalle, die melkery en die fromagerie, en gisteraand voor die kaggel waar Madame Fournier vir hulle kos en wyn aangedraai het, en hy vir die eerste keer sedert sy ma se dood met 'n vrou oor sy planne vir Vermeide Rousseau kon praat. Sy het daaroor ook niks gesê nie, net geluister, terwyl daar die warm bruin oë van haar op hom gerus het. Sou sy weet dat die planne skielik weer sin maak, omdat sy daarin figureer? Omdat hy dit wat hy al die jare vir sy ma gedoen het, nou vir haar kan doen? Langsom het Serge uitgeklim en die luikrig vir César oopgemaak, sodat die hond kombuis toe kan hardloop waar sy middagete wag. Dis tradisie, hierdie rit oor die plaas die eerste oggend as hy hier is. Sy plaasbestuurder is 'n oënskynlik eenvoudige man, een van min woorde en nog minder emosie, maar Serge is hier op Vermeide Rousseau gebore en het onder sy pa, die vorige bestuurder, die plaas leer ken soos 'n ouer 'n kind leer ken. Daar is nie 'n grasspriet of gruisklip uit sy plek nie, en as daar een mens is vir wie Vermeide Rousseau amper soveel beteken as vir hom, is dit Serge. In Serge se growwe hande is die plaas veilig. Jy is tevrede? Hoor hy, soos altyd as hulle van die inspeksie af terugkom. Ek is meer as tevrede, Serge. Ek is gerus. Dankie, my vriend. Serge knik net, maar die handdruk is ferm, die blou oë warm. Hy het verwag dat Serge ook kombuis toe sal stap, maar sy bestuurder gaan staan so met die pet in sy hande. Gaan ons binnekort weer 'n vrou op Vermeide Rousseau hê? Die vraag skok, en hy voel hoe sy hart opgeloop gaan. Ek hoop so, is al wat hy kan sê. Jy hoop? Hoekom weet jy nie? Want ek het nog nie gevra nie, ek moes eers van iets seker maak. Serge kyk hom lank. 'n Mens speel nie met 'n vrou wat so vir jou kyk nie. Ek speel nie met haar nie. Nou waarvoor wag jy? Hy het self gewonder, gisteraand toe sy in sy arms gelê het, soepel en warm en uit asem na 'n marathon-sessie, waarin nie een van hulle genoeg van die ander kon kry nie. Dit sou 'n goeie geleentheid gewees het, of selfs middag by die rivier, of by die uitkykpunt op die boonste pad waar mens die hele plaas onder jou sien lê. Maar hy het hier aangekom sonder 'n ring, en hy weet darm genoeg van huweliksaansoeke om te weet 'n mens vra nie sonder 'n ring nie. In sy kop het hy begin beplan aan die geleentheid, want dit moenie net goed wees nie, dit moet volmaak wees. Alles daaraan moet die soort herinnering wees
wat 'n mens 2 of 20 of 80 jaar van hier af kan uithaal en koester, want dit gaan nooit weer gebeur nie. Geen ander vrou sal ooit van hom 'n huweliksaansoek kry nie. Hy het hierheen gekom met die hoop dat hy hierdie bevestiging sal kry dat hierdie vrou bereid sal wees om 'n lewe saam met hom te maak. In steede daarvan het hy bevestiging gekry dat hy nie 'n lewe wil hê waarvan sy nie deel is nie. Die begin van daardie lewe saam moet iets wees wat hulle albei saam met hulle kan dra, en hy het die perfekte plan daarvoor. Môre aand is daar 'n gala-uitvoering van La Traviata in die Palais Garnier, waarvoor hy deur Claude op die laaste nippertjie 2 kaartjies kon kry. Hy wil Janie soontoe neem, wil hierdie laaste verborgenheid van hom, sy obsessie oor opera, met haar deel, sy vriende aan haar voorstel, en na die tyd op die balkon van sy woonstel met sy fabelagtige uitsig oor die Seine en onder Van Gogh se sterre, op sy een knie staan en sy sein voor haar neerlê. Oor haar terughouding het hulle nie gepraat nie, maar dis ook nie meer nodig nie. Daardie foto van hom en sy ma op sy 10de verjaarsdag, so sonder enige verdoeseling van Rose se gewoonheid of die omgewing waarin hy groot geword het haar tot in haar gebeente geroer. Sy het dit teruggehou, natuurlik, sodat die oomblik nie oor haar gaan nie, maar hy het gesien wat dit aan haar doen, en hy het sy bevestiging gekry. Die dinge wat sy pa laat terugdeins het, geld nie vir haar nie. Hy wil vir Serge, wat steeds vir 'n antwoord staan en wag, sê om sy neus uit sy sake te hou, maar 'n harde slag en 'n klein gilletjie onderbreek hom. Hulle ruk albei om in die rigting van die kombuis, waaruit César nou soos 'n pyl uit 'n boog geskiet kom, sodat hy agter sy baas kan kom skuiling soek. Met 'n sinkende gevoel sien Max hoe Madame Fournier woes met haar vatdoek waai en hoe Janie vinnig retireer om van die geskel af weg te kom. Ai tog, hy het haar dan gewaarsku. Hoekom het sy nie maar net gewag nie? Hy het dan vroeg vanoggend, toe hy die douvars roos op die kussing langs haar neergesit het, gesê hy gaan voormiddagete tuis wees. Met 'n sug stap hy nader, die 2 lafaards, Serge en César, 'n veilige 5 tree agter hom. Hy is voorbereid op die ergste toe hy oor die drempel trap. Trane, blou kolle, selfs bloedvergieting. Maar die eerste ding wat hy sien is Janie se glimlag wat so sonlig deur die kombuis blink, en langs haar Madame Fournier wat 'n bakplaat van die vloer af optel. Verligting het hom lam in die knieë en hy stap nader om seker te maak sy geliefde is in een stuk. Tada! Kyk Max, Madame het vir my gewys hoe om Berthoud Savoyard en boerebrood te maak en ek het dit perfek reg gekry, behalwe vir die bakplaat wat ek laat val het. Sy sê ek het 'n aanvoeling vir Franse kos. Hy vou haar in sy arms toe, dankbaar dat sy okay is, maar ook half vies vir homself dat hy gedink het sy sou nie wees nie. 'n Meisie wat geheime uit 'n Franse chef kan trek en koois kan betower, sal van Madame Fournier se bedondering korte mette maak. Sy kan van enigiemand se bedondering korte mette maak, ook van syne. Dis haar gawe en haar geskenk aan die wêreld. Waar sy gaan, is dit beter. Hy wil so staan met haar in sy arms vir die res van die dag, vir die res van sy lewe, en haar indrink. Maar Madame het begin bevele uitdeel en hy moet haar laat gaan sodat hulle die Berthoud Savoyard en die borde en groenslaai en die wyn en die brood kan uitdra na die lang tafel onder die platane waar die werkers reeds sit en wag. Sodat hy in die skadu van die bome wat sy voorvaders geplant het, by die tafel waar sy ma gesit het en waar sy geliefde nou sit, kan eet en kuier en luister na die gelag van sy mense en weer weet waarvoor hy werk. Janie tel die glas op en sluk die laaste rooiwyn af. Tel die kombers op wat oor die bank se armleuning lê en wikkel haarself daarin toe, voor sy haar op die bank uitstrek. Max is voor die kaggel besig om nog stompe op die vuur te pak. Die dag was heerlik mild, maar saans is daar nog 'n byt in die lug, en toe hy na aandete voorgestel het dat hulle voor die vuur kuier, het sy die uitnodiging dadelik aanvaar. Hulle het nie veel gepraat nie, net deur die groot glasvensters gesit en kyk hoe die dag geluidelik uitloop en die blou aand oor die vallei kom lê. Wie het gesê dat dit in die stiltes is dat 'n mens die gewig van die res van die dag begryp? Rabindranath Tagore, Mr. Rogers, sy kan nie meer onthou nie, maar hy was reg. Dis nou,
met die vuur wat knetter en die man wat op sy hurke voor die kaggel sit en in die oranje hitte van die vlamme staar, dat sy die ware impak van hierdie dag begryp. Dit was op die oog af gewoon, net nog 'n dag in die kosbare snoer wat sy die afgelope week kon bymekaar maak. Maar dit was meer as dit. In al die kosbare dae was hierdie een waarskynlik die een met die meeste impak en die een wat sy die langste gaan onthou. Hulle het minder tyd alleen saam deurgebring as in Parys, want daar was 'n duisternis klein goedjies wat sy aandag vereis het. Maar dis hier waar sy Max kon sien werk, waar sy kon sien hoe hy met sy werknemers praat, hoe hy omgee vir die grond waarvoor hy so duur betaal het, nie net finansiëel nie, maar ook emosioneel. Dis 'n les wat sy by haar pa geleer het. As jy iemand se ware kleure wil sien, kyk hoe hulle mense behandel wat van hulle afhanklik is en hoe hulle goed oppas wat aan hulle toevertrou is. Ten opsigte van beide kan sy vir Max net volpunte gee. Sy het gedog hy gaan teruggetrokke wees, selfs effe afsydig teenoor sy werksmense, maar die gemaklike gesprek aan die tafel oor middagete en die goedige geterg van die jong mense wat op die plaas en in die kaasmakery werk, het 'n heel ander storie vertel. Sy verknogtheid aan die plaas is amper tasbaar. Dat hy hierdie plek waardeer, is duidelik vir almal om te sien. En dat hy hier tuis is op 'n heel ander manier as in Parys, is net so opsigtelik. Dis 'n stadsmens, 'n reisiger, 'n wêreldburger, wat op sy plaas tussen die weilande en die water, die beeste en die skroppende hoenders in die binnehof, sy ware rusplek gevind het. Selfs Madame Fournier is in sy sak. Madame is formidabel, ja, en sy roskam hom oor die modder wat hy in haar kombuis intrap, soos 'n kwaai tante met 'n gunsteling kleinneef sou maak. Maar sy kloek ook oor hom soos 'n moederhen. Haar eie Frans is te beperk dat sy en Madame 'n behoorlike gesprek kon voer. Nie dat dit Madame gekeer het om land en sand te praat nie, maar sy het afgelei dat sy die eerste meisie is wat hy hierheen gebring het. Die blydskap bruis deur haar. Sy weet dit moet glad nie, en die gedagte behoort haar nie te raak nie, maar dit raak haar. Dit kan bloot die sameloop van omstandighede wees dat sy hierdie keer saamgebring is, en dat hy hierna ander meisies sal bring. Maar die gedagte dat hy haar op 'n manier uitgesonder het, raak haar. Haar hand klem om die komberse rand. Wat gaan sy maak met hierdie blydskap? Wat gaan sy doen aan die feit dat sy haar houvas op die situasie verloor het, en dat sy nie meer kan onderskei tussen sprokie en droom nie? Max gooi 'n laaste stomp op die vuur en kom oorent. Sien haar waar sy op die bank lê en is dadelik besorg. Is sy moeg, wil jy liewer gaan slaap? Ek is net lui. Kom hier. Sy kry hom aan die polsbeet en trek hom agter haar op die bank neer. Selfs nou verstom dit haar hoe hulle in mekaar pas, met sy arms om haar, met sy duie onder haar sitvlak en sy knieë in die waaie van hare. Dis presies daardie gewaarwording, dat hulle pas soos twee dele van 'n geheel, wat haar op die punt het dat sy begin twyfel aan haar beheer oor haar verwagtings. Lank is dit nie die geknetter van die vuur, dan hoor sy, is dit oukei as ons môre die vroeë trein terug Parys toe neem? Daar is iets wat ek moet doen, en dan wil ek jou aan my geheime passie bekendstel. Ligte skok, maar sy hou haar kalm. Solank dit nie 'n afgrond of spesiale toerusting behels nie, is dit reg met my. Sy voel hoe hy lag. Nee, niks gevaarliks nie. Sal jy saam met my opera toe kom? Dit laat haar frons. Opera is sy geheime passie. Sy kan haar indink dat hy by klassieke musiek aanklank sal vind. Die dissipline en die intellektuele diepte van Bach, die vernuf van Liszt, die reikwyte van Chopin en Rachmaninoff sal tot hom spreek. Maar 'n opera verg 'n bepaalde soort betrokkenheid van die gehoor. Die brandende emosie, rou en ongetemper van 'n opera kan sy moeilik met hom assosieer. Hoe het dit gekom dat opera jou geheime passie geword het? Weer 'n stilte, toe hoor sy. Dit was my ma se. Dis waarvoor sy aanvanklik Parys toe gekom het. Sy het 'n studiebeurs gekry om sang aan die Conservatoire National te studeer. Die skok ruk deur haar. Sy het gedog sy het die volle tragiek van Rou se lewe begryp, maar hierdie inligting sit 'n laag by wat sy nie sien kom het nie. Dis hoe sy my pa ontmoet het, hoor sy hom sê.
Sy was jonk, pas 18, naïef en onervare, maar met groot drome en werklike talent. Hulle het mekaar tydens 'n pouse in die Palais Garnier gesien. Hy het vir haar champagne gekoop en dit was dit. Sy het altyd daarna verwys as some enchanted evening. Vir haar was hy die liefde van haar lewe, maar toe sy swanger raak was dit die einde van die verhouding en van haar studies. En van haar loopbaan. Vir die meeste mense van die flatse kom daar nie eers een so geleentheid in hulle leeftyd nie, laat staan nog 2. Maar ek het altyd aanvaar hy was getroud, dis hoekom dit nie uitgewerk het nie. Hy is eers later getroud. My ma het lank geglo dat hy haar werklik lief gehad het en dat hy deur sy familie gedwing is om ryk te trou om hulle leë geldkoffers aan te vul. Maar dit was meer as dit. Dit het ten diepste gegaan oor klas. En ras. Sy hoor die bitterheid, weet dat dit nie die tipe verraad is wat 'n mens met 'n paar slim woorde wegpraat nie. Vertel my van haar. Nooi sy stil. Vertel my van julle, van haar lewe na jou pa. Dit neem lank, maar hy begin uiteindelik praat. Van sy vroegste herinneringe aan sy ma, aan die genadeloose strate van sy grootwordbuurt, aan die woonstel bokant Abdul's waar die reuk van olie alles deurweek het. Van die rooi baksteen gebouetjie met die stikkende ruite en die haai kaal speelterrein, en die lang ure na skool wat hy alleen by die huis moes wag, terwyl sy ma as 'n skoonmaker in 'n kantoorblok gewerk het. Van die takbiblioteek waar vrywilligers kinders met hulle huiswerk gehelp het en soms koekies gebring het, en hy geleer het dat 'n plek met boeke 'n toevlug is. Van die dag toe sy ma huilend by die huis aangekom het met die nuus dat sy werk gekry het by die seunskool in die gegoede woonbuurt oor kan die snelweg, en dat hy van die volgende jaar af gratis daar sou kon skool gaan. Van die aanpassing, die gespot oor sy roomysbak vir 'n kosblik en sy tweedehandse skoolbaadjie, en van die boelies wat hom agter die paviljoen voorgelê het. Van die woede en die wrokkigheid oor die omstandighede wat van hom 'n slagoffer gemaak het, tot die wiskundeonderwyser en die rugbyafrigter in hom werklike potensiaal raak gesien het en hom oortuig het dat hy die reg het om te droom. Van die beurse om verder te gaan studeer, van die jare in Parys, van sy eerste suksesse en die harde lesse wat hy langs die pad geleer het. En dwars deur die verhaal, so helder en tasbaar as 'n silwerdraad in 'n stuk kosbare weefwerk, loop sy waardering vir die vrou wat hom deur dit alles gedra het. Ek het probeer vergoed. Dis vir haar wat ek vir my die Rousseau gekoop het, sodat sy kon kry wat haar toekom. Daar is 'n huiwering en dan hoor sy. Ek het haar hierheen gebring, om die plek vir haar te wys en vir haar te sê dis nou hare, maar dit was 'n eienaardige dag. Sy het glad nie gereageer soos wat ek gedink het sy sou nie. Sy het die kuier geniet en sy was mal oor die mense, maar dit was asof die feit dat ek die plaas gekoop het haar meer hartseer as bly gemaak het. Sy is lank stil, terwyl sy haar die toneel probeer indink. Sien voor haar geestesoog die trotse jong man wat probeer teruggee wat sy ma verbeur het. Sien die vrou wat hom met handearbeid en brute wilskrag gemaak het wat hy is. Sien haar staan en kyk na die groen van die weiland, die silwerlint van die stroom, die huis van grysklip met sy leiklipdak en sy houtbalkonne en sy boog na die binnehof. Max, as jou ma hoegenaamd was soos myne, sou dit vir haar nooit oor die plaas gegaan het nie. Sy sou net een ding wou gehad het en dis jou geluk. As sy gedink het dat jy al die jare wrokkig was oor die plaas of dat jy die plek uit vergelding gekoop het, sou dit haar ontstel het. Sy sou net bly gewees het oor die plaas as sy geweet het dit maak jou bly. Dis eers toe die spanning in sy arms begin skiet gee, dat sy besef hoe verskriklik styf hy dit vasgehou het. Teen haar nek voel sy hoe hy sy gesig in haar hare verberg. En omdat sy om een of ander rede net weet dat hy dit moet weet, sê sy stil, ek het jou nie gesê nie, maar toe ons gister hier aangekom het, ek het die plaas herken. Ek wou nie daaroor praat nie, want dit klink so ver gesog. Selfs ek het moeite om myself te glo, maar ek het die toneel herken. Dit was meer as net déjà vu. Ek het dit gesien, een keer van tevore. Waar? Hoe? Die plek was nog nooit in 'n tydskrif nie, en sover ek weet is die fourniers nie op sosiale media nie. Ek dink nie eers Serge weet hoe om 'n foto op 'n selfoon te neem nie, laat staan nog hoe om een op Facebook of Instagram te plaas. Nee, dit was nie in 'n tydskrif of sosiale media nie. Dit was in 'n droom, op die vliegtuig,
toe ek uitgepaas het van die whisky. Ek het die plaas gesien, presies soos wat dit gelyk het toe ons hier aangekom het. Die groen weiland, die koeie, die stroom, die huis. Ek het selfs die kerkklok hoor lui en Cesar hoor blaf. Dis asof iemand die plek vir my gewys het, sodat ek dit sou herken as ek hier aankom. Hy sê niks, maar sy voel hoe die lyf om my hare toevou. Dis meer as vashou en dis meer as 'n koestering. Dis 'n ja en dis 'n dankie en 'n tuiskoms. Lank lê hulle so met net die vuur wat al hoe laer brand en die sterre wat teen Otsavoye se fluweelblou nag flonker. Daar is net kole in die kaggeloor, dus hy sê, ja, ek wil saam met jou opera toe gaan, Max. Indien jy die volledige Sterre is vir altyd op YouTube wil volg, teken in op my kanaal. Dit doen jy deur op subscribe onder die video te klik. As jy op die klokkie klik, laat YouTube jou weet wanneer ek die volgende hoofstuk laai. Indien jy eerder die papierboek wil hê, kan jy dit bestel by Graffiti Boeke. Ek plaas die skakel in die beskrywingsboks hieronder. Sterre is vir altyd is slegs beskikbaar by Graffiti Boeke en Bargain Books.